Net 'n voorbeeld, kan ons nou maar die kerk spot. Bid vir mense, dan val hulle hy stoele net, dat jy net sien stoele trek. Ek het al vir anties gebid, dan surrender hulle so, uit hulle klere uit daar. Dan lê hulle daar. Dan vra ons, Here, wat gebeur hierso? As ek bid vir jou, en jy val, dat die stoele so spat, en jy staan gesond op daar, halleluja, prys die Here, dit het gewerk. Maar as jy daar opstaan, en hulle sukkel om jou op te kry, want jy seer gekry, dan vra ek 'n vraag. Was dit van God af? As jy skree glory, en die heerlikheid val, hou aan glory skree. Maar as jy skree glory, dan gebeur niks nie. Zip het. Jy sien, en dit is waar die kerk nie volwasse genoeg kon wees nie. Daar het een keer toe hulle geskree het glory, het daar iets gebeur. En toe dink hulle moet dit aan mekaar doen, en toe daar niks gebeur nie, toe skree hulle dit net harder, en harder, en harder. En toe begin dit uit die vlees uit, begin dit gedruk word. Toe is daar meer heilige vlees, as wat die Heilige Gees is. Nie in hierdie kerkie, daar in Swakop. In die charismatiese kerk, kom ons gaan kyk gou na die simbolisering van wat het hier gebeur. Die charismatiese beweging het nie die oë van die blinde man oopgemaak nie. Want daar was baie gimmicks in die seisoen van charismaties en Pinkster seisoen waardeur ons gaan het. Baie gimmicks. Maar bittermin van daai gimmicks het gewerk. Jesus se aksie hier, deur die spoeg en die klei te meng, kan simbolies vergelyk word met 'n charismatiese seisoen. Spoeg water, klei vlees. Nee? Jy kan die simbolieke kan jy gaan intrek, en ons het mos gesê, daar is baie simboliek in die kerk. Hierdie seisoen het baie mense vermaak, maar daar was geen openbaring en rentmeterskap gebou nie. As ek nou vir jou sê, hoe min rentmeesterskap is in die Pinksterseisoen van die gemeentelede vereis, of gevra, gaan jy op jou rug val. Want ek en u het 'n verantwoordelikheid. Ons het mos al daaroor gepraat so 'n bietjie. Ek en u het 'n verantwoordelikheid, nie net teenoor God en teenoor die gemeente, die huishouding waar aan ons onsself bevind, maar ons het 'n verantwoordelikheid om dit wat ek hoor te gaan toepas, te gaan toets. Want dit is wat die skrif sê, toets my hierin en kyk. Ok, ek het nie amens verwag nie. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid as kinders van God, en dit het niks met werke te doen nie.